Hallo julle, welkom hier by Lewende Woord Parel se aanlyn diens. Ons is hier by 6 Milstraat. Ons hoop julle geniet die diens en mag die Here julle seën. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons redder en verlosser. Hy is heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Lam vir ewig. En God Immanuel, hy wat vir ons is, hy omring ons in sy glorie. Ek glo, sy Gees leef in ons, en hy lei ons in die volle Welkom familie, vriende, en baie welkom hier in die koue skoolvakansie.
welkom. As jy inskakel by Facebook en YouTube, mag die Here jou seën. Mag jy veilig wees en mag die Here jou verkoop. Daar waar jy vakansie is saam met jou familie. Here, ek dank U vir al die families. Ek dank U dat U hulle veilig hou in hierdie tyd en dat U die engele opdrag gee aangaande hulle. En soos hulle op die paaie bestuur, dat U engele saam met hulle gaan, dat almal veilig terugkom hier op die Parelberg na 6 mil toe. Here, ek dank U vir al die families en vriende wat kyk. Seën hulle in hierdie oggend, Here. Seën hulle met 'n woord van genesing in die naam van Jesus. Family, ek wil ook net vir Urich en Band baie dankie sê. Dankie vir julle blessing, julle talent. Dankie dat julle altyd so reg staan. Mense weet dit, maar julle oefen hoeveel keer 'n week. Julle doen so 'n pyke job. Ek wil net vir julle eer. Die Here seën julle. Familie, vandag gaan oor die feit dat jy moet rus. Dat jou hart tot ruste moet kom. Want jy hoef jouself nie meer te bewys nie. Dis nie nodig dat jy jouself mee bewys nie. Nie in wat jy doen nie, nie in wie jy is nie, nie in jou werk nie, nie in jou huwelik nie, nie in enige aspek van jou lewe nie. Jy hoef jouself nie te bewys vir waarde nie. Sê ek, maak nie saak nie as jou vrou, jy gaan huis toe gaan vandag en jy gaan voor die TV sit, jou vrou gaan alles moet doen en sy gaan vir jou vra, help my, en dan gaan jy vir haar sê, nee, Piet het gesê, ek hoef myself nie meer te bewys nie. Nee, dis glad nie wat ek bedoel nie. Ek wil vir jou sê, dat jy altyd besig is in jou hart met 'n vergelyk van jou eie waarde. Dat jy altyd besig is om jouself aan ander te bewys, of jy dit nou weet of nie. Hierdie is die siekte wat ingekom het met sondeval. Ek wil iets van dit oopbreek vandag. Ons kan weke lank hieroor praat, maar mag die Here iets oopbreek van jou hartskondisie en die feit dat jy altyd aan jouself toetse stel en dat jy jouself of laat jou eie toetsies slaag, of jou eie toetsies laat faal. Maar mag die Here iets breek van selfvergelyk, van selfoordeel, in die naam van Jesus, en mag hy ons tot ruste bring. Amen. Ek wil jou 'n storie vertel, 'n paar jaar gelede, amper 10 jaar gelede, ek was min of meer 23, het ek 'n inner healing kursus gedoen, in Korea, by my broer. My broer was die pastoor, het was 'n baie groot blessing, ek was in sy gemeente, en ek onthou, in hierdie kursus, praat hulle toe van the courtroom of life, of die hof van die lewe. Daar's 'n hof, wat ons aan onsself stel, en dit is soos asof ek en jy lewe in 'n hof, en alles wat ons doen, word in hierdie courtroom gejudge, deur onsself, of dit goed genoeg is of nie. Baie van ons wil uitgaan en vir ander mense bewys hoe goed ons is. En dan op die einde slaag ons die toetsie of faal ons die toetsie. En as ons die toetsie slaag, dan voel ons lekker oor onsself en ons is soos ja, kyk, ek het goed gedoen. En as ons die toetsie faal, voel ons 'n bietjie down en van ons raak selfs depressief. En ons het 'n lae selfbeskouing. Ons praat in Afrikaans van self-image of selfbeskouing. My broer, na die kursus, vra toe vir my, ek is nou weer terug in Korea, jammer ek spring so rond. Hy vra vir my, was dit goed vir jou? En ek sê, dit was baie goed. Weet jy wat ek besef het, Boetie? Ek het besef dat ek moeg is. Ek het besef dat ek so moeg is van my selfwaarde aan ander te bewys. Ek het besef, ek is so moeg van terugdink en wonder wat mense na 'n gesprek van my dink. Ek wonder wat daai persoon van my dink en ek wonder of hulle daarom van my hou. En ek sê vir my broer Leon, dis mos nie reg nie, dis nie normaal nie, ek is al so tam. Ek is al so tam myself bewys. En wanneer kritiek na my toe gekom het, toe ek daai ouderdom was 24, en soos 'n mens ouer raak dit makliker natuurlik. Maar die siekte van die hart is nog steeds daar. Toe kritiek na my toe gekom het op daai stadium, het dit my heeltemal gedecimate, heeltemal gedevastate. Dit was heeltemal 'n krisis. Hoekom? Want ek moet die toets slaag by jou en in my eie hart. Ek moet vir jou wys, ek is eintlik 'n goeie ou. En as jy na my toe kom en sê jy is nie, jy is eintlik 'n stupid ou, dan val my wêreld uitmekaar uit. Hoekom? Want dit is gebou in 'n hof van die lewe, 'n lewenshof, 'n courtroom of life, waar ek altyd moet wen, waar ek altyd die beste argument moet maak, waar ek aan jou moet bewys dat ek waardig is van jou liefde.
dat ek eintlik goed is. En hierdie is die siekte van die hart. Nou, die gevaar vandag is dat ek te filosofies preek en dat jy nie lekker verstaan wat ek sê. En die Here, help my asseblief, Here. Heilige Gees, help my in hierdie oomblik. Ek weet, want ek weet, die Here het vir my 'n woord van die hemel gegee om vir jou te gee in hierdie week. Die gevaar is dat ek heeltemal faal om dit te kommunikeer. So Here, asseblief help my, Abba, salf my lippe dit. Ek kan hierdie doen sonder U nie. Amen. In Genesis 3 gebeur die sondeval. En wat gebeur in die hart van Adam en Eva is 'n skuif van 'n fokus op die Here na 'n fokus op self. 'n Selfbewustheid, 'n selfoordeel, luister mooi, van wat hulle kondisie is. Adam en Eva besef, hulle is kaal en wat doen hulle? Hulle probeer vyeblare maak. In die hart van die mens kom daar 'n selfbeheptheid, 'n selffokus, wat so destruktief is, so demonies is, so terrible is, dat die Here moet kruis toe gaan om ons harte te vernuwe. Want ons harte is die probleem. Van Genesis 3 af is ons harte, in ons harte, diep binne ons harte is daar 'n siekte. 'n Siekte wat altyd besig is om te vergelyk, wat altyd waarde wil bewys, wat nooit tot ruste kan kom nie. Ek wil weer 'n gedeelte lees uit Lukas 18, 'n baie bekende deel. Het gaan oor 'n fariseer en 'n tollenaar. En luister hoekom die Here die gelykenis vertel. Met die oog op die mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is. Hoekom sê hy hierdie volgende storie? Want daar was mense in die gehoor wat gedink het hulle saak met die Here is reg. En wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. Vers 10. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste. Kyk hoe goed is ek. Ek vas 2 keer 'n week. Dankie dat ek nie soos diewe, tollenaars en allerlei sondaars is nie. Vers 13, maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my 'n sondaar genadig. En Jesus sê dan, die tollenaar loop daai dag daar weg en sy saak is reg met die Here. Die een wat so goed doen, die een wat so vas en tiendes gee, dis hy wat 'n probleem het. Hoekom? Want in een se hart is hy okay. En die ander ene besef wat die werklikheid is. Hy's 'n sondaar. Jy sien, die siekte is nie in die daad nie, die siekte is in die hart. Die probleem is hier binne. En jy en ek is baie soos die fariseer. Ons doen dieselfde. Ons kyk na vriende op skool en ons vergelyk onsself met ons portiers, met ons tydgenote, met mense by ons werk. En ons dink by onsself: Sjoe, ek is nie te bad nie. Ek het goed gedoen vir myself. En dan voel ons goed oor onsself. Miskien kyk ons na ons skoolvriende en ons kyk op Facebook hoe baie hulle op vakansie gaan en ons dink by onsself: Sjoe, ek is eintlik 'n finansiële failure. En ons voel mismoedig. En ons voel depressief. En ons dink by onsself: ek is so 'n mislukking. My lewe is 'n misoes. Weet jy wat is daai? As dieselfde siekte. Dis verskeie kante van die koin, maar dis dieselfde siekte. Die siekte van om ander en jouself te oordeel. Ek hoor een keer 'n storie. Die juffrou, sy sit in die klas, sy lees hierdie einste teks vir die kinders voor en sy bid aan die einde. Sy sê: Here, dankie dat ons nie soos die fariseer is nie. Dit was my so snaaks. Juffrou, jy doen presies die sonde wat die fariseer doen. Here, dankie dat ons nie soos daai een is nie. Dankie dat ons beter as daai een is. Hier is die kruks van die probleem. Die kruks van die probleem is jou hart. Jou hart wat toetse stel aan jouself en aan ander. Jou hart wat oordeel.
jou hart, wat een baie belangrike ding nie besef nie, en dit is dat dit alles genade is. Alles. Alles. Jy, hier is die radikale waarheid, jy is in die Here se oë niks meer of minder as die moordenaar op Paulsmoor by Paulsmoor vandag nie, wat 'n kind van hom is nie. Jy doen nie beter nie. Jy doen nie slegter nie. In sy oë is ons almal op gelyke playing field. Jesaja sê die baie belangrike ding, hy sê, dat my en jou heel beste, ons goeie dade, is soos vuil lappe voor die Here. So weet jy wat hierdie vergelyking game is? Weet jy wat is hierdie game wat jy speel met jouself? As jy vir jouself so sê, ek het goed gedoen, ek het sleg gedoen, weet jy wat daai game is? Dit is om vuil lappe te vergelyk. Kyk, my lap stink so klein bietjie minder as jou lap, dis oulik. Op die ou einde is dit vuil lappe, pa. Op die ou einde is dit alles nietig, dis nietighede. Daar is twee goed wat ek en jy moet besef wanneer ons na die kruis van Jesus Christus kyk. Wanneer jy sien dat Jesus Christus aan die kruis hang vir jou sonde, is daar twee baie belangrike realiteite wat jy moet besef. Jou hart moet besef. Herinner jou hart aan dit. Wanneer jy vir jouself sê, ek het goed gedoen. Wanneer jy vir jouself sê, ek het nie goed gedoen nie. Kom ons praat gou vinnig daaroor, voor ons na die kruis kyk. Vinnig. Het jy geweet, in jou hart, die heeltyd is jy besig om aan jouself toetse te stel. Jy is in die hof van die lewe en jy is altyd besig om aan jouself te bewys. Ek het goed gedoen, ek het sekere doelwitte bereik, ek het my 2.2 kinders gekry en ek het hulle deur universiteit gesit en toe het ek my 1.3 huise gebou. Ek het goed gedoen. En die teenkant van daai coin is dieselfde. Miskien het jy sekere finansiële doelwitte aan jouself gestel. En ek praat oor finansies want dit is 'n maklike voorbeeld, né? Ons dink ook baie in finansiële terme. En jy het gefaal. Jy het sekere doelwitte gehad. Jy wou hierdie besigheid 'n sukses van gemaak het, maar dit was toe nie 'n sukses nie. En vandag sit jy in jou eie oë as jy 'n absolute mislukking. Jy weet, daai is dieselfde sonde van Genesis 3. Dis dieselfde sonde in Lukas 18. Dis die sonde, dis die siekte in die hart wat sê, ek is goed, ek is sleg. Dis die hart wat selfwaarde oordeel en waarde bepaal. So hier's 'n woord vir jou. As jy dit doen, soos ek ook dit doen. As dit goed gaan met die ministerie, dan voel ek goed. Hoekom? Want ek doen goed. Hè? Dis siek. Dis siek. Dis Genesis 3. Dis die mens se hart wat homself wil oplig en homself meer waardevol wil maak. En ek wil aan jou bewys, kyk, ek is eintlik 'n goeie ou. Hier is die bevrydende waarheid. Wanneer ons na hierdie kruis kyk, moet ons twee goed besef, en dis dat daar iets regtig fout is met my en met jou. Want hy moet kruis toe gaan vir my en vir jou. Ons mag kyk na die ouens in Paulsmoor, ons mag kyk na die ouens wat in die dromme grawe, en ons gaan vir onsself sê, maar ons is nie so bad nie, ons doen eintlik okay. Ons kyk na die druggies op straat en ons sê, ons doen nie so bad nie, ons is eintlik 'n goeie ou. Ons is eintlik goeie oukies. Jy weet, die kruis, omdat Jesus daar hang, vir my en vir jou, moet ons besef, iets is diep verkeerd met my en jou. En hier is die ander realiteit. Ek en jy moet ontsaglik baie waarde hê. Ek en jy moet ontsettend waardevol wees vir die Here. En in hierdie twee waarhede is waar ons moet leef. Dat daar iets verkeerd is met ons hart. En dis hoekom hy kruis toe gaan, vir my en jou. En hy gaan kruis toe. Want ons het ontsaglike waarde. En hier is die realiteit. Die hof is uit. Die oordeel is klaar bepaal, is klaar uitgevel. Daar's 'n oordeel gevel oor jou. En dis dat hy jou liefhet. En dis dat jy aanvaar word. En dis dat jy jouself nie meer hoef te bewys nie. En vanuit daai plek van rus kan jy nou lewe. Moet jy nou lewe. En tot 'n groot mate was dit die bediening van Jesus Christus. In Matteus 6 sê hy, moenie soos die Fariseërs wees nie, moenie op straathoeke staan en
lang gebede bid nie. Moenie 'n shofar blaas elke keer as jy geld vir 'n arme gee nie. Nee, lewe jou lewe waar voor die Here. Vergeet van die hof van die lewe. Forget about the courtroom of life. Come back to your father's house. Lewe jou lewe voor Pa en voor wat hy sê. Nie vir jou eie toetsies nie. En nie vir ander se toetsies nie. En nie die gemeenskap se toetsies nie. Nie jou pa en jou ma se toetsies en hulle pa en hulle ma se toetsies nie. Maar wat hy sê, begin lewe vanuit rus. Jy is waardevol klaar. Jy hoef nie te scramble na waarde toe nie. Jy hoef nie jouself te bewys om aanvaar te word nie. Jy is aanvaar en jy is diep waardevol. Moenie op 'n plek kom waar jy begin oordeel, jouself of ander nie, want onthou, dis hoekom hy kruis toe is, want daar's iets diep fout met ons harte. En hierdie game wat ek en jy speel, hierdie game van vergelyk, is om te wys, kyk my lappie stink so bietjie minder as jou lappie. Hoe belaglik, hoe crazy. Hierdie is 'n bevrydende waarheid. Weet jy hoe gaan hierdie ons help wanneer ons met armes werk of met rykes werk? Ons gaan nie meer mense ag nie, want ons almal is verlore voor die Here en hy red ons vanuit sy genade. That's it. En of jy nou baie geld het of min geld het, so what? Wie worry, in die ewigheid maak dit nie saak nie. Ek moet myself elke nou en dan vang om nie af te praat tot arme mense en op te praat na rykes toe nie. Hoor, ek het te doen met mense uit verskillende fasette van die lewe. Ek praat met multimiljonêers en met baie arme mense. En jy weet, ek moet my hart check. Jy is dan baie gemaklik om hierdie armes. Jy praat amper af na hulle toe. Hoekom is jy so op jou senuwees wanneer jy aan tafel sit by die ryk man? Ag, jy mense, Pieter. Wat gaan in jou hart aan? Oordeel jy soos die wêreld oordeel? Is jy besig om toetsies te skryf? Wie in die gehoor onthou Chariots of Fire? Wat 'n cool movie. Dis 'n ou fliek, Chariots of Fire, daai bekende Vangelis se liedjie, nee, daai is Chariots of Fire, nee. En die fliek Chariots of Fire is daar twee manne wat hardloop. Hulle hardloop die 100 meter. Ek dink hulle hardloop die 100 meter. Een is E. Little en die ander ene is Mr. Abrams. Ek kan nie sy naam onthou nie. En in dit sien jy net mooi, die een hardloop. Mr. Abrams hardloop om homself te bewys. Mr. Little hardloop vir die Here. Hulle vra vir Mr. Abrams, hoekom is jy so gestres oor die wedloop? Hy sê, because I only have 10 seconds to justify my existence. In hierdie 10 sekondes moet ek myself bewys aan myself en aan ander, dat my lewe waarde het, dat ek nie verniet hier is nie. Ek moet wen, ek moet die beste wees. Waar is Mr. Abrams? Hy is in die hof van die lewe. Hy het sekere toets aan homself gestel en as hy dit faal, is sy lewe tot niet en niks werd nie. Maar as hy dit slaag, dan het hy die toets geslaag en kan hy goed voel oor homself. Toe hulle hierdie fliek gemaak het, toe vra hulle vir Eric Liddell se suster, vra hulle vir haar, het hulle 'n goeie job gedoen met die fliek, het hulle jou broer reg uitgebeeld? En sy sê ja, maar daar's een ding wat kort was, en dis dat hy het soos 'n mal man gehardloop, sê sy. Eric Liddell het hierdie geneigtheid gehad om sy kop agtertoe te gooi toe hy hardloop. En dit sal lyk asof hy lag en sy hande sal so begin flail. Wat's flail in Afrikaans? Sal so te kere, hy sal dit so rondgooi. En dit het gelyk, sommige mense, sommige kommentatore het gesê, dat het gelyk is asof hy geskater lag het, terwyl hy gehardloop het. En op 'n stadium in die fliek sê hy vir sy suster, en dis het werklik gebeur. Hy sê vir sy suster, God has made me fast, sister. And when I run, I feel my maker's pleasure. En ek wil vir jou 'n foto wys van Eric Liddell.
en hoe hy sy kop agtertoe gegooi het. Een hardloop, want hy is aanvaar. Hy hardloop vir die plesier van die Here. Hy het tot ruste gekom, sy hart is tot ruste. En vanuit dit funksioneer hy. Die ander ene, elke tree was 'n worsteling. Elke tree was oorlog. Elke tree was moeilik vir Mr. Abrams. Hoekom? Want hy moet homself bewys. Want hy moes homself bewys het. Kom ons onthou, ons is reeds aanvaar. Die hof is uit, ou. The verdict has been decreed over you. Jy is aanvaar en jy is goed genoeg en vanuit daai plek kan jy in vreugde lewe. Jy hoef jouself nie in jou eie hart te bewys nie aan geen mens nie, want op die ou einde het jy die toets verniet geslaag. En hierdie behoort ons lewens radikaal te verander. Mr. Eric Liddell het hierdie verstaan. When I run, I feel my maker's pleasure. Ek hoef myself nie te bewys in die wedloop nie. Ek geniet die wedloop. Ek hardloop dit vir die Here. Dankie Jesus. In 1 Korintiërs, Paulus is besig om vir die Korintiërs te skryf. Paulus is in die tronk. En hy sê 'n paar radikale goed daarin. Onder andere sê hy die volgende in vers 3 en 4. 1 Korintiërs 4 vers 3 tot 4 uit die Afrikaanse Nuwe Vertaling. Maar vir my is dit nie van die minste belang of betroubaarheid deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word nie. Ek wil net weer lees, jammer, maar vir my is dit nie van die minste belang of my betroubaarheid deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word nie. Trouwens, ek beoordeel dit self nie eers nie. Daar is ook niks waarvoor my gewete my aankla nie, maar dit beteken nog nie dat ek vrygespreek is nie. Dit is die Here wat my beoordeel. En Paulus skryf spesifiek van sy situasie, daar waar hy in die tronk is, daar waar daar 'n saak teen hom gemaak is. Maar ek glo en ek weet dat hierdie ingesteldheid vir my en vir jou van crazy belang kan wees. Om onsself nie te oordeel nie. Ek oordeel myself nie. En dis nie van my belang of julle my oordeel of menslike regters my oordeel nie. Want net die Here oordeel reg. En hierdie is die plek waar ons moet arriveer. Dat ons osself nie langer mag oordeel in die hof nie, want die hof is uit. Dat ek myself nie aan jou hoef te bewys nie, dat jou oordeel ook nie eers so groot effek op my het nie. Want hy is my judge, hy het klaar die oordeel uitgespreek oor my. Ek is aanvaar, and I'm highly favored. Hy het welbehae in my, ek is syne en hy is myne. En bless jou vir jou opinie en bless jou vir jou woorde, maar dit kan nie langer my identiteit bepaal nie. Dieselfde van jou, dieselfde van jou vriende, dieselfde van mense om jou. Kom ons lewe uit hierdie plek uit. Hy is op die einde ons judge, hy is ons regter en hy het klaar die oordeel gevel. Ek wil afsluit met die essensie van die Here. Het jy geweet, as Christen glo jy weet, jy het dit al gehoor, maar ons glo in die Triniteit. Ons glo in die Vader, Seun en Heilige Gees. 3 persone, maar 1 persoon. 3 in 1. Ons aanbid nie 3 gode nie, is 1. Jy weet in die vroeë kerk, en natuurlik kry ons dit uit die Bybel, in die Nuwe Testament, hierdie teologie, en ook in die Ou Testament. En hierdie is die Bybelse waarheid. Dis nie opgemaak nie, dis nie om alles sin te maak nie, dis nie teologie om alles maklik te maak, en goed dat ons het nie verstaan nie, weg te maak nie, glad nie. Dis in die Bybel. Ek het nou die boek van Johannes in woordskool gedoen. Dit is so duidelik hoe die Triniteit na vore kom daar. Het jy geweet dat daar in die vroeë kerk hierdie konsep was dat die Triniteit altyd, van die begin van altyd af, hoe ver is die begin van altyd? Die Here was in die begin en hy alleen was in die begin. Maar het jy geweet, hoe openbaar die Here? Wie is die Here? Wat is die essensie van die Here? Dis 3 in 1, dis 3 in perfekte harmonie met mekaar.
3 in 1. En die vroeë kerk het hierdie teologie gehad waar hulle gesê het, die Triniteit is altyd in 'n perfekte dans met mekaar. Het jy al gesien hoe geliefdes dans, hoe hulle wals? En die vroeë kerk het gesê, dit is hoe die Triniteit met mekaar is, altyd in perfekte lid, in perfekte harmonie met mekaar, lief vir mekaar. Die Here is lief vir die persone in die Triniteit. Die Vader is so lief vir die Seun en Heilige Gees. Die Vader is altyd daarop om hulle op te hemel en op te hef, en die Seun is daarop uit om die Vader en die Gees op te hef, en die Gees is daarop uit om altyd die Vader en die Seun op te hef. Kan jy sien dat dit, hier is die essensie van die Here, om nie self gefokus te wees nie, maar altyd die ander op te hef. Dis hoekom die Here sê, dat the prideful, he resists the pride, die hoogmoediges weerstaan hy. Hoekom? Maar dit kom in direkte konflik met wie hy is in sy essensie. En wanneer ek en jy so selfbehep raak, so selfbewus, sulke toetsies moet skryf, dan is ons besig om in direkte kontras met die Here se karakter op te tree. Then you and me, we're in a collision course with the very fabric of nature. Want dit is wie hy is. So ek wil regtig vir jou challenge. Rus, kom tot ruste hart. Hart, kom nou tot ruste. Hou op jou ego die hele tyd verdedig. Hou op met 'n klein swaartjie, die strooi man wat jy opgebou het, wie jy is, jou selfpersepsie, die persepsie van wie jy is en wie jy moet wees. Weet jy wat sien ek? Ek sien 'n klein mannetjie wat staan met 'n swaartjie en die hele tyd 'n strooi man probeer verdedig. En wanneer mense oordeel vel teen hierdie strooi man, dan raak hy kwaad en hy sê, nee, ek is goed genoeg, ek kan hierdie doen, ek is waardig van julle aanvaarding. Ek wens ek het 'n klein swaartjie gehad, dis nou baie cool gewees het. Die realiteit is, hou op jouself verdedig, laat val die swaard. As jou ego en jou selfbeeld so fragile is, dat 'n wyntjie die strooi man net kan omblaas, dan moet ons dit dalk ophou verdedig. Hoekom raak ek en jy so vreeslik kwaad wanneer ons gekritiseer word? Hoekom? Want ons identiteit is in alles. Dis in wat ons doen, dis in wat ons sê. Ons raak kwaad as ons argumente verloor. Hoekom? Want dis wie ons is. Ons moet die beste wees en ons wil vir ander wys. Ons is eintlik goed. Vergeet daarvan. Die mense sal jou vandag jou lof besing en môre sal hulle jou kruisig. Vergeet daarvan. Moet jy eers jou eie hart vertrou nie. Miskien is jy in 'n plek waar jy sê ek is regtig 'n failure. Wie is jy om dit te sê? Hoekom is jy nie 'n sukses nie? Jy het een of ander toetsie in jou eie hart geslaag of gefaal en daarom het jy 'n waardeoordeel gemaak. Kyk na die kruis, ou. Hy sê jy is klaar ontsaglik waardevol. Ontsaglik waardevol. Maak nie saak wat jy in jou eie oë glo in jouself nie. Hy sê jy is. En dis om my kruis toe gaan vir jou, want jy is ontsaglik waardevol. En onthou, ek en jy is dieselfde. Of ek nou beter doen as jy, of 'n vriend van ons in Waldevie bly en 'n regtig goed vir homself gedoen het, ons op die ou einde is ons almal dieselfde. Ons is in dieselfde bootjie. We are saved by grace through faith. Mag die Here jou regtig seën met hierdie woord. En Here, hierdie saad wat gesaai is, Here, plant dit diep in ons harte, dat dit 'n groot oes na vore bring. 'n Oes wat lankdurig is, Here. Dat ons nie volgende week en volgende maand hierdie realiteit vergeet nie, maar dat ons van hierdie dag af, in Junie 2022, onthou, die Here het hierdie ding openbaar. Hierdie hof van die lewe. Maar die realiteit is, die hof is uit. En ek en jy ons lewe, ons lewens voor die Here. Here, in die naam van Jesus bid ek dit, dat ons hierdie realiteit sal snap, en dat dit massiewe oes sal oplewer. In die naam van Jesus. Amen.